Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 12de April 2026. Die erediens, soos altyd, waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees vandag uit 2 Tessalonisense 2 en die tema van sy preek bly staande in die geloof deur God se liefde. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom aan al die familie en vriende wat ook hierdie wonderlike dag waar 2 jong manne belydenis van geloof gaan aflê hier saam met ons meemaak. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 33, daarvan verse 1 en 7. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is verhef die Heer. Dit pas opreg is God te lowe en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesange stem van sterk verlang om die Heer te dank by die smeltend skone, harp en sietertone, liefde en lof verklank. Psalm 33 vers 1 en 7, daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of dien nie,
Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 38, daarvan verse 1 en 17 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, hoe heerlik om op hierdie oggend so by mekaar te kan kom, as broers en susters saamgebind in een geloof. Geloof in U alleen. Ja Here, want U is die enigste ware God. U is die Almagtige wat van ewigheid tot ewigheid daar is. Ja, daar is nie einde aan U genade nie, nog minder aan U liefde. En dit ervaar ons ook vandag weer eens hier, waar U in die liefde neergebuig het tot ons geroep het, ons uitgekies het om gered te word. Die 2 jong manne wat vanoggend belydenis van geloof gaan doen, is getuienis daarvan, hoe U in ons werk, deur U Gees, hoe U ons bewaar. En ons dank U daarvoor. Daarom vra ons ook, as ons nou gaan luister na U woord, dat ons waarlik ook sal agslaan daarop, dat ons net sal bly groei in ons geloof, in ons verhouding tot U, elke dag net meer en meer nader en nader aan U. Ja, ons vra ook dat U ons as gemeente so sal vashou, dat ons dit wat ons hier hoor, ook sal uitleef in die donker wêreld daar buite. Vergewe genadiglik ook al ons sondes.
Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons sit, sing ons saam Psalm 89, verse 1 en 6. Luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in 2 Tessalonisense 2, vanaf vers 13 tot 17. Ek lees vir ons voor. Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief. En God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur 'n brief was. Dit mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en goeie hoop gegee. Die laaste 2 verse. En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en goeie hoop gegee. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Vandag gaan daar weer 2 jong manne, Quintus en Werner, hulle geloof openlik voor die Here en sy gemeente bely. Waarlik 'n besondere dag, want soos ons almal is hierdie 2 manne ook gedoop en het die Here 'n verbond met hulle gesluit. Hy het aan hulle en elkeen van ons beloof dat hy ons God sal wees. En so het hy hulle dan ook gelei en begelei tot waar hulle vandag gekom het om te sê, ons glo. Maar is dit dan nou dit?
Is die Here se werk nou klaar met hulle? Het hulle geloof nou volwassenheid bereik en beteken dit nou dat die geloofspad vorentoe net maanskyn en rose gaan wees? Nee, beslis nie. Soos ons verlede Sondag gehoor het, is die duiwel reeds daarop uit om die gelowiges, die kinders van God, te probeer verslind. En hy sal alles in die stryd werp om ons wat ons geloof in die drie-enige God bely het, afvallig te maak. Hy sal siekte, teleurstellings, onsekerheid, versoekinge, hartseer, vrees, risie, ja enigiets denkbaar gebruik, sodat ons God verloon. En hy sal nie daarmee ophou tot die dag van die wederkoms nie. En as 'n mens dan na die geloofspad wat voor ons lê kyk, en jy hoor al hierdie dinge, dan raak ons bang. Bang, want hoe sal ons staande kan bly? Hoe sal ons in ons geloof kan volhard tot die einde toe? Ons het beslis vertroosting nodig. Soos Sondag 1 van die Heidelberg Katekismus dan ook vra, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Daar is maar net een ding wat ons sal laat kan staande bly. En dit is die liefde van God. Ja, die almagtige God wat eerste na ons toe gekom het en 'n verbond met ons gesluit het en ons geroep het om in hom te glo, sal getrou bly aan sy beloftes. Ja, ons glo vas dat niks maar niks ons ooit kan skei van die liefde van God wat daar in Jesus Christus ons Here vir ons is nie. Wat ook al op jou geloofspad gebeur, die Here is daar. En as God by jou is, verander alles. Dit gee vir ons soveel hoop en troos en sekerheid op ons lewenspad en geloofslewe. Ons hoef dus nie bang te wees nie. Ons vrees vir die pad wat voor lê verdwyn, want ons word getroos. Getroos in die wete dat ek aan God behoort. Nee, ek stap nie my geloofspad alleen nie, want my enigste troos in lewe en sterwe is dat ek nie aan myself behoort nie. Nee, niks gaan oor myself nie, want ek behoort nie aan myself nie. Maar ek is die eiendom van Jesus Christus, my verlosser, wat deur sy kosbare bloed vir al my sondes betaal het. Broers en susters, dit is hoe God sy liefde aan ons geopenbaar het. Deur die soenverdienste van Christus aan die kruis. En daarom kan ons sê, my enigste troos is dat God my liefhet. Ja, jou enigste troos, die fundament van jou lewe en waarom alles draai, waarin jy rus en vrede kan vind op jou geloofspad, wat sin gee as jy huilend deur beproewinge gaan. Ja, daardie rots van jou bestaan is die feit dat God jou liefhet. En dis nie net iets vaags nie. Dis nie leë woorde wat soos mis voor die son verdwyn nie. Nee, dit is 'n werklikheid en jy kan dit ook in jou eie lewe sien. Jy is die eiendom van God drie-enig. Jesus het vir jou betaal. Sy Vader is ook jou Vader en hy sal jou bewaar en deur die Heilige Gees word jy ook gelei deur die lewe. En in hierdie intieme verhouding waarin jy met God verkeer, word die fundament in jou lewe gelê en dit is sterker as selfs die dood. Want jy behoort in lewe en in sterwe aan Jesus Christus. Ja, jy kan dus rustig lewe, maar ook in vrede sterf. Want jy behoort tot in ewigheid aan hom. Broers en susters, wat dit nog verder besonders maak, is dat dit nie ons is wat vir God eerste lief gehad het nie. Maar dit is hy wat ons eerste lief gehad het. Uit onsself sou ons nooit vir God kon lief hê nie. Ja, soms hoor 'n mens mense wat sê, ja, ek het vir Jesus aangeneem, of ek het vir Jesus in my hart ingelaat. Maar dit kan nie waar wees nie, want ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat.
Ons sal nooit uit ons eie uit vir God kies en hom eerste lief kan hê nie. Ons het sopas gelees ook, die Here het julle lief en God het julle uitgekies om gered te word. Ja, die belydenis van Quintus en van Werner wat hulle gaan maak, en wat elkeen van ons ook wat belydenis afgelê het, gemaak het, kom nie uit onsself nie. Dit is 'n reaksie op God se eerste liefde. Hy het ons uitverkies om gered te word. Hoor julle broers en susters, ons lê belydenis van geloof af. Ons word nie voorgestel of aangeneem nie. Aan wie moet ons voorgestel word? Ons ken hierdie manne al lankal. En wie moet ons aanneem? Christus het ons al lankal aangeneem. Dit is nie op grond van my eie prestasies en my toegewydheid en my godsdienstigheid dat ek deel het aan God se troos nie. Nee, ek het alleen deel aan God se troos omdat hy my in sy groot genade en sy liefde kom kies het, voordat ek nog gebore was. Alles begin by God. Hy het ons eerste lief en dit is wat saak maak. Nie dat ons Jesus aangeneem het nie, maar dat hy ons aangeneem het, lank voordat ons nog belydenis van ons geloof gedoen het. Ons het nie vir Jesus gekoop nie. Hy het ons gekoop. En hy het met dade gedoen. In Sondag 1 gaan dit juis daaroor dat hy met sy kosbare bloed en volle vir al my sondes betaal het. Hy het sy lewe vir ons kom gee. Dit het gebeur. Hy het dit gedoen. En dit is ware liefde. En ek weet verseker dat God my liefhet, want Jesus het waarlik sy lewe vir my gegee. En al faal ek soms in my lewe, al word ek soms deur die sonde verlei, al vergeet ek soms om my naaste en vir God lief te hê, al gaan ek ook deur beproewings, weet ek vir 'n feit dat God my liefhet. Al het ek ook soveel waarom vra. Waarom gebeur dit? Waarom gebeur dit nie? Weet ek dat God my liefhet. Maar dit is al lankal aan my gewys, daar aan 'n kruis, op Golgotha. Ja, lank voordat ek vir God kon kies, en lank voordat ek hom kon lief hê, het hy my eerste lief gehad, en het Jesus Christus my vrygekoop, verlos van die sonde om God se eiendom te wees. Daarom kan ek na hom toe gaan, met al my waarom vra. By hom kan ek huil, en in die krag wat hy gee, kan ek staande bly deur enige beproewing wat op my geloofspad kom. By hom word ek getroos en ervaar ek 'n vrede wat die verstand te bowe gaan. Maar God se liefde vir ons is nie net iets wat ons hoor nie. Ons sien en ervaar dit ook in ons eie lewens. Christus bewaar ons dat niks sonder die wil van die Vader met ons sal gebeur nie. Ons kom in ons lewens soms in geweldige krisisse, beproewings, gevare ensovoorts. En weer eens dan die vraag, sal Quintus en Werner kan staande bly? Ja, kind van God sal, omdat Christus jou bewaar. In Johannes 10 vers 28 en 29 gee Christus ons die versekering dat niks of niemand ons uit die hand of uit sy hand of uit die Vader se hand sal kan ruk nie. Nie net deur Christus nie, maar ook deur die sorg van die Vader kry ons ware troos op ons geloofspad. Ja, omdat God deur Jesus Christus weer ons Vader is, sorg hy dat alles wat met ons gebeur ten goeie vir ons meewerk. En verder sorg hy ook dat alles wat met ons gebeur daartoe bydra dat ons die ewige lewe verkry. Ja, niks gebeur per toeval nie.
Alles wat met ons gebeur, die klein dingetjies, sowel as die groot dinge, staan onder die sorg van God. En dan gaan dit nie net oor die versorging van ons siele nie, maar ook van ons liggame. Ja, selfs oor 'n haar op jou kop. God is nie net lief vir ons siele, hoe ons dink en hoe ons voel nie. Hy is lief vir ons in ons totale mensheid. Hy het ons lief soos ons is. Hy het ons lief met al ons gebreke en ons tekortkominge. En omdat jy met liggaam en siel gekoop is, word jou liggaam en siel ook versorg. Nou kan julle dalk vra, maar waar is God se liefde en sorg as ek met kanker gediagnoseer word? As ek die pyn nie meer kan verduur nie? Waar is God se sorg in my hartseer? Waar is die Here as ek so ontsettend bang is vir die toekoms? Gaan dan maar altyd weer terug na Jesus Christus toe. Na daardie kruis op Golgotha waar hy helse pyn en God verlatenheid ervaar het. Alles vir my en vir jou. Daar waar hy sy lewe vir my en jou gegee het en sien opnuut weer sy liefde vir jou raak. En sien dan ook deur die trane van pyn en hartseer God se sorg raak, waar hy jou vasgehou het in die verlede, waar hy jou staande gehou het. En sien hoe dit jou reeds in jou verhouding tot God versterk. Hoe die vrees jou laat bid het. En hoe jy dan God se nabyheid ervaar het. Ja, kyk na Golgotha. Jesus se liggaam vir my liggaam. Jesus se siel vir my siel. Dit is ware liefde. Sy liefde gaan dan nog verder in die feit dat hy deur sy Gees ook in ons woon. Ja, die Heilige Gees laat ons deur die geloof deel kry aan die werk van Jesus Christus. Deur die geloof het ek die sekerheid dat Christus ook vir my gesterf het, en dat ek ook daarom deel het aan die ewige lewe. Tot hierdie geloof roep die Heilige Gees ons deur die verkondiging van die evangelie. En so het hy ook die geloof wat Quintus en Werner gaan bely in hulle gewerk deur sy Gees. Ja, en eers dan, broers en susters, eers as die Heilige Gees kragtig in jou werk, kan jy ook vir God lief hê. Want die Heilige Gees maak ons gewillig en bereid om uit dankbaarheid vir Christus te lewe. Uit dankbaarheid moet ek God se gebooie gehoorsaam. Ja, en omdat die Heilige Gees ons lei, is God se gebooie nie vir ons moeilik om na te kom nie. Sy gebooie word vir ons saamgevat in liefde tot hom en liefde tot ons naaste. Daarom, broers en susters, Quintus, Werner, wat gaan maak dat julle sal volhard in die geloof tot die einde toe? Alleen die liefde van God. Dit word vir ons saamgevat in ons geloofsbelijdenis, soos ons bely in Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus. Ons bely, ek behoort met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal, en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. En daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Broer en suster, Quintus, Werner, gaan dan en lewe vir hom. Amen. Ek gaan nou daartoe oor om die formulier vir die aflegging van geloofsbelijdenis voor te hou.
En daarvoor vra ek vir Werner en Quintus om na vore te kom. Klik daai alarm bekend. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. En daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, asook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord, het hierdie broeders die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. En na het hulle behoorlik onderrig en ondervraas, is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. En derhalwe word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daartoe gebied. Geliefdes, u kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om die geloof te bely. Daarom versoek ek u om in alle opregtheid op die volgende vrae te antwoord. Glo u in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam u ook gedoop is? Glo en bely u dat al is u in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, u tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely u dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. Is dit die voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van die lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, u lewe en saligheid buite u self in Christus te soek, en so hierdie belydenis van u met 'n godvreesende lewe te bevestig. Beloof u, terwyl die volle gemeenskap in die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig op te soek, u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat u aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp, as u in leer en lewe u misgaan. Werner, wat is uw antwoord daarop? Quintus? Waar u hier openlik die geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in die doop verseël is aanvaar het, wek ons u op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons u hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gelei het, u volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sing vir hierdie broers ook die seënbede van Psalm 134 vers 4 toe.
Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, so Here, hoe heerlik om te sien dat U nog bemoeienis met ons maak. Ja, in hierdie wêreld waarin ons lewe wat in chaos gedompel is, kan ons nog steeds sien en beleef hoe U die kinders roep, hoe U die geloof in hulle werk. Ja, Here, tot waar ons self ook tot daardie wonderlike belydenis kan kom, om te sê, ons glo. Maar Here, wil U so met elkeen van ons wees, elkeen van ons ook wat al reeds belydenis van geloof afgelê het, dat ons getrou sal bly aan daardie beloftes wat ons ook daardie dag gemaak het, dat ons ywerig U woord en sakramente sal opsoek, dat ons gawes in hierdie klein deeltjie van U koninkryk sal aanwend. Ja, dat ons sal onderwerp aan die tug wat daar ook is wat U gestel het, reeds omdat U ons liefhet. Here, ons dra hierdie twee manne vir Quintus en vir Werner ook spesifiek aan U op, dat U ook die pad nou verder met hulle sal stap. Ja, hierdie is nie die einde nie, dis maar die begin. Dat hulle net meer en meer sal leer van U kragtige dade. En as dit U wil is, dat hulle dit ook nog aan hulle kinders, kleinkinders, kan verkondig. Van geslag tot geslag. Ja, dat daar telke male maar net weer eens kinders van U geroep word, om te bely, ons glo, tot daardie dag, wanneer U seun weer op die wolke gaan verskyn. Here, hoe sien ons nie uit daarna nie, om vir ewig by U te wees, waar daar geen pyn of lyding meer sal wees nie. Daarom bid ons ook, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Na die afdrag van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 119 vers 4 en 19. Verhef je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Die broers en susters, blykbaar het hulle die hek oopgebreek en by 'n Land Rover probeer inbreek. Ek wonder of dit nie dalk Heinrich hulle sin is nie. Maar hulle het toe nou weggejaag. Dit is skrikwekkend dat mense so arrogant kan wees om dit te wil doen. Goed, dan net die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Vandag Luke van die kerk en Fanie Kutse, 14de Sari Skeepers, 15de Jaco van die kerk, 18de Abel van der Wal en Hendrik Loos. Al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag. Mag die Here sy seënende hand vir nog baie jare oor julle hou. Dan baie geluk aan Quintus en Werner met julle belydenis van geloof vandag. Mag die Here werklik julle in sy liefde vashou op julle geloofspad vorentoe. Baie geluk. Dan klein Stian Rudolf is in die hospitaal. Ons bid vir hom vinnige beterskap toe. En ons doen ook voorbidding vir Hermine Blighnout, wat in die week ook gaan vir 'n operasie, maar daar ook kwaadaardige gewasse verwyder gaan word. Baie sterkte vir jou, Hermine. Dan, almal is welkom om tee te gaan drink, nou na die diens. Daar is Bybelstudie vandag, so om 10:00. En dan die potjiekos kompetisie het, ek weet nie of almal weet nie, maar die jeug het die kerkraad uitgedaag vir 'n potjiekos kompetisie. Dis nou eers komende Saterdag, dit begin 12:00. Lidmate is welkom om die dag saam met ons ook te kom geniet hier vanaf 12:00 af. En dan ook te proe aan die potte. Hierdie keer is die lidmate self die beoordelaars. En dan kyk ons of die jeug regtig so goed potte kan bou soos die kerkraad. Kom geniet die dag saam met ons. Dan het 'n enkele reëling oor die katekisasie. Van vandag af sal die katekisasie ook vandag, as ons hier vandag direk na hulle klasse toe gaan, en daar sal in die klasse geopen word. Dan wil Joe net vinnig ietsie sê oor die jeug. Ja, kan nou staan. Kyk jy al. My dogter het daai nuusblaadjie begin, nou onlangs, maar ons kry nie nuus nie. So, ek sê hulle nou regtig, julle het moet twee keuses. Of julle bring nuus, of ek skryf die nuus self. En al het niks oor van Poppy dit of Poppy dat, die Poppy se ding is. Dit is reg, dit is enige nuus. So dit is, of jy nou 83 is, en of jy nou 3 jaar en 8 maande oud is, jy het 'n kans om dit in die nuusblad te sit. Alright. Asseblief, julle moet ons probeer hier nou in die gang kry. As jy, dis maklik, as jy wonder of jy jeug is of nie, as jy ouers nog jou versekering betaal, dan is jy jeug. Alright. Dis maar. Baie dankie, Joe. Kom ons kry daai nuus in, anders maak ons nuus. Baie lekker week vir elkeen.